Goeiemôre, liewe gemeentelede. Baie dankie dat u gekom het vanoggend en ek hoop van harte dat u die diens geseënd sal beleef. Die Here is voor u en agter u, die Here is bo u en onder u. Hy omring u soos berge Jerusalem omring. Hy gee u sy genade. Kom ons sing nou hartlik saam Psalm 48 vers 1 en 4. Sing die ou lied wat die ou mense sal onthou, soos ons hom weer ken het. Die Here is groot, waar Sion stop, hom wentel uit die dieptes op. 1 en 4. Ons gaan nou ons geloof bely, maar ek gaan nie die 12 artikels opsê nie. Die 12 artikels is 'n samevatting van die geloof. Daar's baie geloofsbelijdenisse in die Bybel self op. En die een wat ek sou sê, die geloofsbelijdenis is wat Jesus primêr gesê het, is Matteus 5, die saligspreking. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal getroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid,
want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my wil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. As reaksie op en as deel van ons ontmoediging sing ons nou lied 182 vers 1 tot 3. Ons wil o Heer U loof en eer. Gemeente, die Bybel is 'n baie interessante boek. Ek wonder of jy al ooit gedink het, maar hoekom is daar nou 4 evangelies? Hoekom is daar nie net een nie? Nou, 'n ou kerkvader met die naam van Tatianus het ook so gedink, en toe vat hy die evangelies en hy sit hulle by mekaar. En hy probeer een groot evangelie skryf. Ek gaan vandag vir u bietjie praat oor hoekom daar 4 evangelies is en dit illustreer aan die hand van liefde tot God en liefde tot die naaste. So, ek gaan lees uit Markus evangelie. Hoekom eers uit Markus? Omdat Markus die oudste evangelie is. Hy is geskryf ongeveer so 60 na Christus, sê die geleerdes. En daarna gaan ek lees uit Matteus. Matteus, sê die geleerdes, het Markus oorgeskryf en hom groter gemaak. Dieselfde met Lukas, so ek gaan lees uit Lukas op. En dan gaan ek ook uit Johannes lees. Johannes is heeltemal eintlik in 'n ander kategorie. Jy sal sien as ons nou praat oor die liefde. So ek gaan lees uit Markus 12, uit Matteus 22, Lukas 10 en Johannes 15. Maar voordat ek dit doen, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. O God wat in die hemel is, U is vir ons soos 'n ouer, 'n vader wat omgee vir sy kinders. En alhoewel dit so is, Here, dat daar baie goed is op hierdie aarde is, wat sleg is en wat ons nie verstaan nie, kan ons uit die natuur om sien
en uit die feit dat ons lewe in ons eie liggame, ons eie gemoed, dat U ons geskaap het. Ons het nie aansoek gedoen om gebore te word nie, en dit hoef nooit te gebeur het nie. Maar U het dit gedoen. En as ons miskien presteer in die lewe, of dinge doen, dan sou ons dit nie kon doen sonder U nie. Baie dankie vir hierdie mooi dag, die son wat so skyn, die heerlike amper wintersoggend, waar ons kan sien hoe U op hierdie aarde gewerk het, hoe U geskaap het. Ons bid vir ons land, ons bid vir die verkiesing wat verby is, en wat nou sal volg, sal bydra tot die verbetering van alles in ons land. Here, en gee ons dat ons besef, dat elkeen van ons 'n verantwoordelikheid het, om tot hierdie verbetering by te dra. Dankie dat U Christus na die aarde gestuur het, om al die menslike gemors hier te kom opruim. Gee dat ons in sy naam altyd in U sal dink. Amen. Goed, ek lees eers soos ek gesê het uit Markus 12. Nou, die skriflesing gaan nou 'n bietjie lank wees, want ek lees uit 4 evangelies. So luister aandagtig. Eerstens hoe Markus oor hierdie saak praat, en dan as ek Matteus leer, dan in die kop gelyk het 'n bietjie met Markus, Lukas dieselfde, en dan ook Johannes. Ek lees uit die nuwe 2020 vertaling. Een van die skrifkenners, ou vertaling het gesê skrifgeleerdes, skrifkenners, wat hoor redeneer het nader gekom. En toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, dis nou oor die opstanding, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van almal? Nou weet ons die Ou Testament, eerste 5 boeke van die Ou Testament is vol gebooie. Jesus antwoord en sê, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dit is waar wat hy sê, dat hy die enigste is, en dat daar geen ander is nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand, al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Ons taal sou sê, om God lief te hê en die naaste, is belangriker as om jou bydrae vir die kerk te gee of kerk toe te kom. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, hierdie woorde het net Markus, jy is nie ver van die koninkryk. Niemand het dit meer gewaag om iets te vra nie. Nou lees ek uit Matteus 22, met evangelie van Matteus is sê hulle, so 80 na Christus geskryf. Daarom skryf Matteus evangelie, sy evangelie, met die oog op sy
konteks. En Matteus maak dit baie eenvoudig. Matteus sê hulle ook is vir die Jode geskryf. So met ander Matteus in sy aanbieding hiervan praat van die wet en die profete. Dis net 6 vers, dis korter. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, Markus sê goed geantwoord het, baie van die goed, maar net ander woorde, naamlik oor die opstanding, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetskenner, het volgens 'n vraag gestel om hom te toets. Hy sê, "Soek, meester, wat is die belangrikste gebod in die wet?" Want vir die Jood gaan om die wet. Hy het vir hom gesê, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete." Die ou vertaling het gesê, hang die hele wet en die profete. Dit beteken, dit som dit spinaal op. Alles wat daar in die wet en die profete, is in die Ou Testament geskrywe is, gaan net oor een ding. En dit is jy jou naaste lief hê soos jouself. As jy dit doen, al die ander goed kom daar rond. Dan lees ek nou vir julle uit Lukas uit. Nou Lukas is merkwaardig, want hy skryf die langste hier, hoor. En hoekom is dit so? Lukas 10 vers 25. Lukas is die langste, omdat Lukas die gelykenis van die barmhartige Samaritaan hier aankoppel. Luister mooi. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan en Jesus te toets en hom gevra, "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Lukas formuleer die vraag bietjie anders. Hy sê nie wat sy grootste gebod nie, hy sê, "Wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe hom, "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy?" Hy het geantwoord, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê. "Doen dit en jy sal lewe." Maar hy wou homself regverdig en het vir Jesus gevra, "Nou wie is my naaste?" Hierop het Jesus geantwoord, "'n man van Jerusalem het afgegaan na Jerigo," is die bekende gelykenis wat volg. "En die rowers het hom oorval, half dood laat lê. En 'n priester en 'n leviet kom verby, maar stap verby. Eers die priester, toe die leviet. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry." Baie skokkend eintlik, want die Samaritane en die Jode hou geen gemeenskap met mekaar nie, so daar in Johannes. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind, olyfolie en wyn daaroor gegiet, toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit. 1 denarius is ongeveer 'n dagloon, penne. En gee dit vir die herbergier en sê, "Versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer jy terugkom." Wie van hierdie dinge
wie drink jy, was die naaste van die man wat onder rowers verval het. En hy antwoord, die een wat ontferming aan hom betoon het. En Jesus sê vir hom, gaan en maak jy net so. Dan Johannes 15, vanaf vers 9, gaan oor liefde wat mense onder mekaar moet hê. Hier, Johannes is nog later as Matteus en Lukas geskryf, het meer refleksies plaasgevind. En hy het meer oor die liefde gereflekteer wat mense onder mekaar moet hê. Gaan alles oor dieselfde saak, naamlik liefde. Net soos die Vader my lief het ek julle ook lief, bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Baie belangrik, mens kan nie blydskap en geluk en vreugde beleef as jy nie lief het nie. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by die Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, soos wat julle die Vader in my naam vra, ek dit aan julle kan gee. Dan beveel ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. So, dan gaan dalk hoop ek, baie dinge deur die kop. En as daar iets is wat ek nou voorstaan, want dit is te ryk om oor alles te praat, dan moet jy nou maar na die tyd my kom vra wat my opinie oor seker is. Nou Markus Evangelie is baie interessant. Ek wil net uit die gedeelte van Markus twee goed uitleg. Hulle vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? Nou hulle sê daar, die mense het gaan tel, sê hulle daar is in die eerste 5 boeke van die Bybel ongeveer 613 gebooie. En dan was daar 2 groepe in die Jodendom. Die skool van Hillel en die skool van Shammai. Ek kan maar daai name vergeet, maar daar was 2 strydende groepe. En die een strydende groep het gesê, al 613 moet jy stiptelik onderhou. En die ander groep het gesê, nee, dit gaan oor die beginsel agter hierdie gebooie. So, hulle vra, en nou soos die verhaal van iemand wat vir 'n Jood gevra het, som vir my hierdie gebooie op, terwyl ek op een been staan. Dit moet nie lank vat, dit moet die basiese goed wees. En toe sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, en jou naaste soos jouself. Nou, Jesus was nie die een wat hierdie beginsel van die Here jou God lief hê en jou naaste jouself oorspronklik uitgedink. In Deuteronomium kry ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou verstand en al jou krag, en dan ook in Lukas 19 staan daar, en jy moet jou naaste lief hê. Wat Jesus wel doen, hy sit hierdie 2 by mekaar. So, Jesus het geput uit die Ou Testament. Party mense sal sê, cherry pick, met andere, hy het gesoek na die basis van alles. En dit sal mens sien, dwarsdeur as mens die evangelies lees. Nou kom Markus en hy, wat Jesus gesê, sê hy nou in sy konteks. En vir Markus is daar 2 goed belangrik wat uitstaan. Eerstens sê hy, as Jesus antwoord, hoor Israel,
Die Here, jou God, is 'n enige Here. Dit kom nie by die ander voor nie, net Markus. Wat Markus dus daarby bedoel, is dat mens kan dit amper gereformeerd interpreteer. Voordat jy kom by die liefde, moet jy eers by God kom. Jy moet eers kan bely dat God daar is en dat hy die enigste is. En dan volg die liefde. En dan 'n ander ding wat by Markus baie interessant is dat Jesus sê vir die wetgeleerde toe hy vir hom antwoord. Sê hy vir hom, jy het goed geantwoord, as jy sê die liefde tot God en die liefde tot die naaste is reg, dan is jy naby die koninkryk van God. Nou ons weet, as Markus die oudste evangelie is, dan het hy taamlik toegesien, dan wat Jesus op aarde gesê, goed bewaar bly. En ons weet, die res van die evangelies, dat dit vir Jesus gegaan het, in die eerste plek, oor die koninkryk van God. Wat bedoel hy met die koninkryk van God? Ons moet dit in konteks onthou. Ons moet nie dink, veral nou met die week wat verby is, dat politiek en maghebbers, dat die evangelie niks daarvoor te sê het. Dit was immers die maghebbers wat die vroeë Christene vervolg het. En as jy sê koninkryk van God, dan sê jy nie die koninkryk van die Romeine nie, nie die koninkryk van die Grieke nie. Dan is 'n polemiese uitdrukking. In Suid-Afrika gaan dit nie op die ou en eerste oor die regering in hierdie land nie. Dit gaan oor dat God moet regeer. Hulle moet regeer volgens die wil van God. En hoe moet hulle dit doen? Volgens die gebod van naaste liefde. God moet erken word en vir die naaste moet omgegee. Nou as ons die geloofsbelijdenis wat ons vanoggend gelees het, is daai naaste veral die naaste wat ly, en die naaste wat swaar kry. Wit op swart, pink op bruin maak nie saak nie. Dis nie net een groep nie. Nie net een groep kan sê, maar ons is die armes. Alle mense kry swaar en is arm. As ryk mense, wat hulle self so vastdraai in hulle rykdom, dat dit op die einde hulle ondergang beteken. Ons dink maar net aan Markus Jooste. Dit het op die einde sy rykdom, het op die einde sy ondergang beteken. Ryk mense kry kanker. Die koning van Engeland kry kanker. En sy skoondochter. Hulle is nie daarvan gevrywaar. Alle lyke, alle armes, almal wat swaar kry. Om die naaste liefde hê, so op hulle om te. Dan die tweede evangelie wat ek na verwys is Matteus. Matteus sien hierdie naaste liefde as 'n opsomming van die wet. En wat baie belangrik is by Matteus, hy sê dis die kern. Daaraan hang die wet en die profete. Nou die term wet en profete was die manier vir daai mense om te verwys na die Ou Testament. Onthou, toe Jesus op aarde geleef het, toe was die Nuwe Testament nog nie daar nie. Die Nuwe Testament het later gekom en oor sy goed berig. Hulle het verwys na die wet en die profete. En dan sê Jesus, alles hang daarvan af. Dis wat die uitdrukking beteken. Daaraan hang dit. Dit beteken, dit som alles op. Liefde tot God en liefde tot die naaste. Dan vinnig oor Lukas. Nou, ek gaan nie die gelykenis van die barmhartige Samaritaan nou in detail met u behandel nie. Ek sal een of twee goed uitlig. Maar
vir Lukas was om te sê, liefde tot God, liefde tot die naaste, was nie genoeg. Want die woord naaste kan ook jou buurman beteken. Dan word jou mede-volksgenoot.